Ek wil vanmôre met u gesels rondom wanneer laas het ons vir ons medemens iets goeds gedoen en nie iets in ruil daarvoor terug verwag nie. Ek wil vanmôre vir u net gou 'n storie vertel. Hierdie storie gaan basies oor 'n verwer. En hierdie verwer het gunsies vir mense gedoen. Hy het sy eie besigheid gehad, maar hy het ook gunste vir mense gedoen. En op 'n stadium het hier 'n persoon na hom toe gekom en vir hom gevra om vir hom 'n boot te verf. Klein boot, nie 'n groot boot nie, 'n 2-man boot. En hierdie verwer het ingestem en gesê natuurlik sal hy kom. En hy het gegaan en hy het daardie boot geverf en terwyl hy daardie boot verf, het hy opgemerk dat in hierdie boot se romp was daar 'n gaatjie. Jy sien maar, hy was 'n verwer. En die vraag was gewees, sal jy my boot vir my verf? Nie sal jy die boot verf en dan hom ook vir my restaureer en regmaak nie. Nee, sal jy die boot vir my verf? En hy het ingestem en hy het hierdie boot baie mooi rooi geverf en terwyl hy besig was om hierdie boot te verf, kom hy agter dat daar is 'n gaatjie in die romp van hierdie boot. En hy het hierdie gaatjie reggemaak. Jy sien, want hy was besig om hierdie boot te verf en hy het die kennis gehad om hierdie gaatjie reg te maak. En daarom het hy, terwyl hy hierdie boot verf, het hy sommer die gaatjie in die romp ook toegemaak en netjies oorgeverf. Die volgende week het die eienaar van hierdie bootjie by hierdie verwer gekom. En hy het vir hierdie verwer 'n baie groot cheque aangebied. En hierdie verwer het vir hom gesê, maar meneer, ek het vir jou gesê dat ek hierdie boot van jou sal verf, kosteloos. Ek het vir jou gesê dat ek jou nie gaan enige iets vra om hierdie boot te verf nie, ek wil dit graag vir jou gedoen het. En hierdie eienaar van die boot het gesê, maar jy verstaan nie. Jy verstaan nie. Ek wil jou vergoed vir daardie gaatjie wat jy reggemaak het in die boot. En die verwer het gesê, maar dit was so 'n klein gaatjie. Dit het my nie vreeslik lank gevat om dit reg te maak nie. En die eienaar sê, maar hoor wat ek jou vandag sê. Jy sê, net nadat jy hierdie boot se gaatjie in die romp reggemaak het en nadat jy hom vir my baie mooi geverf het my seuns met daardie bootjie gaan visvang. Maar ek het vergeet om vir jou te sê dat daar is 'n gaatjie in die boot se romp. Ek het vergeet om vir jou te vra om daardie gaatjie reg te maak. En jy het daardie gaatjie reggemaak. Jy sien, my kinders was nie bewus van die boot het 'n gat in nie. En my 2 kinders het daardie boot gevat nadat jy vir hom geverf het. En hulle het op die ysige meer gaan visvang. En toe ek by die huis kom en besef dat my seuns is uit op die meer met hierdie bootjie, het ek besef dat ek het jou nooit gesê, daar's 'n gat in die romp nie, kan jy hom regmaak nie. En kan jy jouself voorstel, wat 'n lyding, wat 'n vrees het ek gehad, toe ek besef dat my 2 seuns op die ysige meer sit, onwetend dat daar 'n gat in die boot is. Kan jy besef hoe ek worry het en bekommerd was oor my kinders, want ek het nie geweet of ek hulle ooit weer sal sien nie, want ek wil vir jou sê, as daai boot sink op 'n ysige meer, swem jy nie net uit nie, jy verklein binne in daai yswater. En daarom is ek vanmôre hier om vir jou hierdie groot bedrag aan te bied, want jy het die lewens van my seuns gered. En hierdie verwer het vir hom gekyk en gesê, weer eens, ek het gesê ek doen dit kosteloos. Om daardie gaatjie reg te gemaak het terwyl ek besig was om hierdie weldaad aan jou te bewys, het my niks gekos nie. En dit was net in elk geval deel van my as 'n kind van die Here se plig om dit reg te doen en om dit reg te maak. Dit was my plig as 'n barmhartige Samaritaan om daardie gaatjie vir jou reg te maak. Nou, dis 'n baie mooi verhaal en dis 'n baie mooi storie
dat hierdie verwer, toe hy besig was om hierdie eienaar van hierdie bootjie vir hom mooi te verf, en die gaatjie daar sien het hy nie sy kwassie neergesit, en gou die eienaar van die boot geskakel en gesê, wag 'n bietjie, ek weet ek het nou gesê ek sal die boot verf, maar come on, hierdie gaatjie sal ek daarom nou nie vir jou verniet kan regmaak nie. Dit gaan jou daarom nou so ietsie kos om die gaatjie reg te maak. Maar dit gaan my nou dalk so 'n bietjie ekstra van my tyd vat om hierdie gaatjie reg te maak. Nee, hy het nie. Hy het daardie gaatjie kosteloos reggemaak, want hy was besig om 'n weldaad vir iemand te doen. Hy was besig om vir iemand iets goeds te doen uit sy hart uit, omdat hy voel wat dit was sy kind van God plig om dit te doen. Hy het gevoel terwyl hy besig was dat hy hier vir iemand 'n goeie Samaritaan wil wees en daardie gaatjie vir hulle reggemaak het. Hy het nie gevoel dat hy het gesê hy gaan hierdie bootjie verf, maar magtig man, hy gaan daarom nie 2 weldade op een dag doen. Nee. Hy het al 2 hierdie weldade op een dag gedoen, kosteloos. Om dit is wat van hom verwag was van die Here. Ek wil vanmôre vir u sê, broer en suster, kom ons lees eers uit die woord van die Here. As u woord gebring het, kom ek lees eers vir u uit die boek van Lukas, hoofstuk 10. Vanaf verse 30. En die opskrif daar is die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Lukas, hoofstuk 10, vers 30. En Jesus antwoord en sê, 'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jerigo en onder rowers verval, en nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. En bygeval het 'n priester met daardie pad afgekom, en toe hy hom sien, gaan hy ander kant verby. Dit is nie 'n baie mooi getuienis vir die kerk. En net so ook 'n leviet by die plek gekom om hom gesien en ander kant verby gegaan. Maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel en na hom gegaan, sy wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi. Hy het hom toe op sy eie pakdier gehelp en hom na die herberg geneem en vir hom gesorg. En toe hy die volgende môre weggaan, haal hy 2 pennings uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom, sorg vir hom en enige onkoste wat jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom. Wie dan van hierdie 3 dink jy was die naaste van hom wat onder die rowers verval het? En hy antwoord, hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan en doen jy net so. Is dit nie maar 'n opdrag vir u en vir my as kind van God om net so te doen nie? Dat wanneer ons sien daar is nood, wanneer ons sien daar is 'n broer en suster van ons in 'n ernstige moeilikheid, neergedruktheid, is dit dan nie maar ook u en my as kind van God se opdrag wat Jesus gee en vir ons sê, gaan en doen jy net so nie? Ek wil vanmôre vir u sê, die priester stap verby. Die leviet stap verby. Dis al 2 kerkmense. En die Samaritaan stop. As u so 'n bietjie weet wat die Samaritane was, sal u vandag vir my kan saam met my stem en sê, die Jode en die Samaritane het nie om dieselfde vuur gesit nie.
Die Jode het in elk geval nie baie van die Samaritane gehou nie, omdat hulle gedink het hulle was afvallig en hulle was ver van God af, en omdat dit maar mense was wat nie baie mooi gemanierd was nie. Maar nou vanmôre, wie het gestop? Wie het gestop en hulp verleen aan hierdie mense? Gaan en doen jy net so. Ek wil hê jy moet blaai na die boek van Galasiërs. Galasiërs hoofstuk 6, vers 9. Boek van Galasiërs hoofstuk 6, vers 9 sê: En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai, as ons dit nie verslap nie. Laat ons dan, terwyl ons die geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. So laat ons aan almal goed doen, maar die meeste aan ons broers en susters in die huis van die Here. Laat ons nie verslap om goed te doen nie. Ek wil vanmôre so 'n bietjie met u gesels rondom weldade en rondom die opdrag wat Jesus Christus vir ons gee om mekaar te help, om mekaar te dra. En nou praat ek nie net van finansiëel nie, asseblief. Moenie dink dat iemand nou elke keer vir u moet geld gee nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor om mense wat seer het, mense wat in moeilike omstandighede is, te help. Jy sien, die probleem is elke keer wanneer ons hoor dat Jesus sê ons moet weldade doen, dan sit die mense terug en dink, maar iemand gaan ons nou kom met 'n mooi geldjie help. Ek wil vandag vir u sê, dis nie hoe dit werk. Dit gaan nie, vir God gaan dit nie oor rand en sent. Vir God gaan dit oor, hoe kan jy daardie ou ondersteun? En hoe kan jy vir hom help? En hoe kan jy vir hom dra? En hierby wil ek vanoggend vir jou sê, broer en suster, ons as kinders van die Here, het elke liewe dag in ons lewens die geleentheid om stikkende plekke, en ek praat van daai gaatjies in ons broers en susters se bote, se lewens. Ons het elke dag die geleentheid om daai gaatjies reg te maak. Elke dag het ons die geleentheid om by 'n broer en suster, 'n huisgenoot van ons in dieselfde geloof, stil te gaan staan en te sê, hoorie, hoe kan ek 'n weldaad aan jou bewys? Hoe kan ek vandag 'n barmhartige Samaritaan aan jou wees? Ek wil vandag vir u sê, elke dag werk ons met kinders. Daar's van ons wat hier sit wat by skole werk. Daar's van ons wat hier sit wat onderwysers is. Daar's van ons wat hier sit wat met mense werk elke dag. Elke dag is jy in kontak met mense. So ek wil vanmôre vir jou sê, elke dag het jy die geleentheid om eers 'n positiewe invloed in iemand se lewe te maak. Eers het jy elke dag die geleentheid om te sê, maar het jy 'n gaatjie in jou romp? Hoe kan ek jou help om daai gaatjie toe te maak? Hoe kan ek jou help om jou op te lig uit jou omstandigheid waarin jy is? Elke dag het ons hierdie geleentheid om iets goeds vir iemand naby aan jou te doen. Wie weet vanmôre, wie weet ooremôre, hoe weet jy of jy nie volgende week jy dalk die instrument in God se hand gaan wees nie? Hoe weet jy is nie dalk daardie verwer wat God oproep volgende week, sodat jy in iemand se lewe 'n verandering kan maak nie? Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van God, as jy kind van God is, as jy disipel van Jesus Christus is, gaan jy baie gaatjies in jou lewe regmaak.
Ek dink die groot vraag is net, gaan jy bereidwillig wees om dit te doen? Hoeveel van ons weet dat daar nood is in 'n broer en suster van ons se lewens? Hoeveel van ons weet dat daar nood is, nie noodwendig in die kerk nie, maar noodwendig by 'n vriend of 'n vriendin? Maar die vraag is jy bereidwillig om te luister, om daardie gaatjie te gaan regmaak? Ek dink is een van die dinge wat die kerk nagelaat het, is om bietjie by mekaar te kom en te sê, hoorie, hoe kan ons dalk by iemand 'n verandering gaan maak? Hoe kan ons dalk by iemand as 'n klomp broers, as 'n klomp susters by mekaar kom en saam na iemand toe gaan en 'n verandering maak? Een van die mooiste goed wat gebeur het, was toe ons so 2-3 donderdae terug, het ons as 'n klomp broers, ons het maandagooggende, jy weet nou al, het ons 'n selgroep. En daar's 'n klomp broers daar by mekaar en ons praat en dit is 'n interkerklike ding. So almal is nie van OA se bediening nie, hulle is van verskillende denominasies. En op 'n donderdagmiddag is daar nog 'n selgroep. Ek voel al soos 'n seekat. Ek is net 'n selgroep en dis allerlei dinge, maar ek op die einde van die dag wil ek vir julle sê ek word gebless. Want dit is nie altyd maklik om dit alles by te woon nie. Daar's baie keer 'n huisbesoek wat 'n ou wil doen, of eers dalk net met iemand gesels, of eers dalk net stil raak en met jou vrou gesels en sê, hoorie, dis 'n donderdagmiddag wat ons kan sit. En ons het hierdie klomp mense op daai donderdag, daai klomp broers, en ek wil vir jou vandag sê, ons gaan daar na Benny Venter toe. Kobus, hy was saam. Ons gaan daar na Benny Venter toe. Hier skielik sak 6-7 manne hier by sy huis uit, om net te kom hoor hoe gaan dit. Ek wil vir u sê, die sprankel in daai man se oë. Die siek wat hy op daai stadium gehad het, wat net so. Hy daar kom sit. Daardie ure en 'n half wat ons met hom spandeer het, was vir hom goud. Hy het gevoel, hoorie, jesem, ek is iets werd. Jesem, hier kom 'n klomp ouens en kom sit net vandag hier by my en praat net met my en lig my op en ons bid vir mekaar. Wanneer laas het die kerk dit gedoen? Wanneer laas het ons gesê, jy's manne van die kerk, kom ons gaan kyk, waar kan ons vir iemand wat ons weet 'n probleem het, net bietjie gaan sit. Ek dink ons het so besig geraak met ons eie lewens en so besig geraak met dinge van die wêreld, dat die kerk net op 'n Sondagmôre funksioneer. En ek wil vanmôre vir sê, die kerk moet 7 dae 'n week opereer. Eindelik moet ons kyk, waar kan ons gaatjies in mense se lewens toestop as 'n plig van kind van God. En dit is nie altyd lekker om dit alleen te doen nie, hoor dat ek vandag vir u sê, maar dit was lekker toe daar 'n klomp broers saam met my is, want toe loop dinge so stroop. Want toe werk die Heilige Gees. Wanneer laas het ons 'n weldaad aan iemand bewys? Partykeer hoef dit nie groot te wees nie. Dis in die klein dingetjies, man. Dis in die klein dingetjies. Om 'n weldaad aan iemand te wys is in die klein dingetjies. Partykeer is dit net om 'n traan van iemand af te droog. Partykeer is dit net om te gaan sit en luister na daai ou se storie, wat daai storie moet net van sy hart afkom. Dis nie altyd nodig om met wysheid terug te antwoord nie. Partykeer maak jy 'n gaatjie in iemand wat stikkend is se lewe reg, net om te luister wat is op sy hart. Want in elk geval, dit wat jy vir hom gaan sê, is in elk geval niks nie. Maar wanneer jy luister, kan hy vrykom, kan hy stikkend heel maak. Dis in die klein dingetjies, dis nie altyd in
in die groot dinge om 'n gaatjie reg te maak nie. Kom ons wees sensitief vir die mense om ons en kom ons wees sensitief vir die mense daar buitekant, sodat ons ook mekaar kan dra en ook vir mekaar wat stikkend is kan heel maak. Dis hoekom God ons hier gesit het, weet jy dit? Jy het 'n baie ver groter roeping as net dit, om op te staan en werk toe te gaan en huis toe te kom en te eet en te slaap. Dis nie hoekom jy hier is nie. Jy's hier vir God. Heel eerste om hom te loof en te prys, om hom al die lof en al die eer te gee. Jy's hier vir God. Tweedens is jy hier om te kyk, hoe kan jy as instrument, hoe kan jy daardie verfkwas in God se hand wees? Ons wees vandag bereid om vir God 'n instrument in sy hand te wees. Nie om te kyk wat kan ons terugkry nie. Nooit om te kyk wat as ek vir jou iets goeds doen, gaan jy vir my weer iets goeds doen nie. Ek wil vandag vir sê, dit is nie hoe 'n barmhartige Samaritaan werk nie. Dis nie hoe God wil hê ons moet werk nie. Begin net. Moenie wag vir hierdie groot openbaring voordat jy iets goeds aan iemand begin doen nie. Begin net. Begin net klein. Weet jy hoe verander jy iemand se dag as jy verby hom stap en jy groet hom? Vriendelik. Baie mense se dae verander omdat iemand hom vriendelik gegroet het in die oggend. Weet jy dit? Hoekom wag jy dat iemand jou eerste groet? Ek sal nou nie iemand groet nie want hy sal my eerste groet. En dan loop ons verby mekaar en nie iemand groet nie want ons almal het daai ek sal nie groet nie houding. Jy het geen gaatjie reg gemaak nie man, jy het inteendeel 'n gaatjie groter in jou eie lewe gemaak. Jy gaan mos nie jou eie boot sabotage nie. Ek is 'n visserman, man, magtig, ek kyk waar ek ry. Want jy wil geen gaatjie in jou boot hê nie. So hoekom sal jy in jou eie boot 'n gaatjie wil gaan druk deur om sulke dinge te doen? Klein man, groet iemand. Jy verander sy lewe, groet hom. 'n Kompliment. Yes, hy ding gaan ver. Jy sal my nie glo nie. 'n Kompliment vir iemand gaan ver. 'n Opbouende woord. Nie 'n afbreekende woord nie, 'n opbouende woord, 'n stigtende woord vir iemand. Vriendelike glimlag, man, hy loop. As jy nou nie vrymoedigheid het om vir 'n vreemde ou te sê, goeiemôre, hoe gaan dit hier? Smile vir hom as jy verbyloop, hy gaan vir jou terug smile. Want julle albei dalk nie 'n vriendelike woord nie, maar smile, daai smile gaan ver. Hoor wat ek jou vandag sê. Aansteeklik. Aansteeklik. 'n Oor om te luister. Luister as iemand met jou wil praat. Luister as iemand 'n storie het. Moenie hom nie in die rede val en sê, maar hoor, jy dink dis rof, hoor hier. Nou jy het albei se gate groter gemaak. Hy ons loop meer depressief weg as jy, man. Luister net wat iemand vir jou sê. Luister, gee hom 'n oor en hoor. 'n Vriendskapsuitreiking. Jong mense, come on. Hoeveel kinders in die skole sit daar wat hy gaan in die oggendskool toe, hy gaan in die middag huis toe en niemand wil sy maatjie wees nie. Hoekom nie? Hoekom nie? Julle weet wie sit alleen pouse. Julle weet wie het 'n probleem. As jy 'n kind van God is, magtig man, reik uit na hom. Hey, hoorie, kom eet jou broodjie daar saam met my. Reik uit met vriendskap. Jy is soveel mense wat in potties intrek, weet jy dit? En dan kom hulle by my uit, dan sê ek, Jesus, hoe ervaar jy Potgietersrus? Hierdie dorp is 'n ander dorp. Hier groet niemand vir jou nie. Hier gaan dit net so. En as jy ergens wil iets wees, dan moet jy hier onder na die sosiale klap toe gaan. Weet jy dit? Dan voel ek so klein,
Want ek is ook potties. Ek is ook potties. Jy is ook potties. Weet jy dit? Het jy uitgereik na daardie vreemde ou, daardie vreemde buurman langs jou, daardie ou wat jy nou 2 keer in Pick n Pay raak geloop het, en hom gesê, hey, hoorie, is jy 'n nuwe intrekker? Waarom bid jy? En ek vir julle kom kuier, hoe verstaan jy? Want ons is potties. Maar wat straal ons uit as potties? Ons gaan maar net so aan, op ons eie ou wy met hoop. En 'n weldaad. 'n Weldaad gaan so ver. En ek praat nie nou van 'n dier weldaad nie. Ek praat van 'n ou paar skoene. Ek praat van 'n hemp. Dis 'n weldaad dat vir iemand brood nodig is. Ek wil ook in dieselfde asem sê, ek weet, hier's gemeentelede wat hier sit ook, ek weet dit, en ek mag die Here vir julle seën, want hier is gemeentelede met oop harte. Hier is gemeentelede wat nie daai weldaad laat verbygaan nie. Mag die Here julle seën in dit ook. Leer om in die klein dingetjies gehoorsaam en getrou te wees, want dan sal die Here jou vertrou met die groter dinge. Here, ek wil vir u werk. Here, ek wil al hierdie dinge vir u doen, maar jy kan nie die klein dingetjies doen nie. Hoe wil jy dan die groot dinge vir die Here doen? Is dit nie so nie? Hoe kan ons groot dinge vir die Here doen? Ons wil potties omkeer en ons wil die wêreld omkeer, maar jy kan nie eens in klein dingetjies regkom nie. Hoe wil jy dan nou die groot dinge omkeer vir die Here? Maar wanneer jy gehoorsaam is in die klein dingetjies, en God sien, ek kan jou vertrou in die klein dingetjies, hoor wat ek hier sê, dan gaan dit al groter. Die belangrike boodskap in die boek van Galasiërs, hoofstuk 6, vers 9 en 10, wat ek vir u gelees het, is, doen goed aan ander mense. Moenie wag om goed te doen vir iemand wat dit nodig het nie, veral nie as dit vir jou moontlik is om 'n weldaad aan iemand te bewys nie. So met ander woorde, as dit vir jou moontlik is om aan iemand goed te doen, doen aan hom goed. Ons gaan kyk na Spreuke, sê die ou wyse Salomo dit ook vir ons. Moenie wag om vir iemand iets goeds te doen, wanneer dit vir jou moontlik is nie. En dan moet ek ook daarom vir u sê, God is 'n God van wonders. God is 'n God van 'n oop hand. Wanneer jy vir iemand 'n weldaad doen en nie verwag dat daai ou vir dit teruggee nie, raai wat gaan gebeur? God gee dit vir jou 2 keer terug. 2 keer, 3 keer, 4 keer sal God jou vergoed vir die gaatjie wat jy in een van sy kinders sy lewens reggemaak het. Wees bereid. Kom ons wees sensitief vir mekaar. Kom ons luister wat die Here vir ons sê, en ons gaan kyk waar kan ons barmhartige Samaritane vir iemand wees in hulle lewens. Ek sluit af met hierdie woorde. Wanneer laas het jy vir iemand iets goeds gedoen? Ek praat nie vanmôre van jou geliefde nie. Ek praat nie vanmôre van jou huisgesin nie, jou kind, jou seun, jou dogter, jou ba, jou ma, jou broer en jou suster nie. Ek praat van iemand anders. Wanneer laas het jy 'n weldaad aan hulle bewys? Weereens nie altyd finansiëel nie, maar net 'n oor gegee. Net gebel en gesê, hoe gaan dit? Net uitgereik. Want dis 'n weldaad wat die Here van u verwag as 'n barmhartige Samaritaan. Amen. Prys die Here.